Dis weer tyd om in te loer by Olympus 24 uur dierehospitaal en spesialis verwysingspraktyk. En vandag fokus ons op nog 'n baie belangrike onderwerp, naamlik bosluisbeheer en bosluiskoors. En ek gesels vandag met Dr. Pieter. Dr. Pieter, verduidelik net vir ons wat behels jou rol by hierdie praktyk. So ek is tans 'n algemene praktisyn hier by Olympus. So wat dit basies behels is dat ek enigiets doen van 'n inenting tot meer komplekse geneeskundige gevalle in die hospitaal. Ons kry ook die geleentheid om chirurgie te doen en dit is dan meer in die vorm van sterilisasies, kastrasies en keisersnitte. Kom ons staan vir 'n oomblik stil by bosluisbeheer. Hoe belangrik is dit? Watter produkte stel jy voor en hoe gereeld moet dit gedoen word? So bosluisbeheer in troeteldiere is baie belangrik, veral troeteldiere wat in die huis kom. Soos almal weet, dra bosluise ook baie siektes, so dit is regtig van kardinale belang om die bosluise te beheer. Veral in hierdie tyd van die jaar, waar die eerste reënval na 'n droë seisoen geval het, raak bosluise ook meer aktief. So dis nou 'n belangrike tyd vir die jaar van dit. Wanneer ons kyk na produkte wat ons gebruik om dit te beheer, is daar verskeie opsies vir honde spesifiek. Hou ons daarvan om Bravecto te gebruik. Bravecto bied 3 maande beskerming vir die honde teen bosluise. En 'n ander alternatief vir dit is NexGard. Vir katte aan die ander kant is daar ook Bravecto en NexGard, maar dit is nie in 'n pilvorm nie. Dit is in 'n spot-on vorm, wat dan maar basies 'n druppeltjie is wat ons agter in die nekkie sit en dit beweeg dan nou sistemies deur die hele liggaam van daar af. Die een groot bonus van die katte is dat dit nie net ektoparasiete dek nie, maar ook endoparasiete. So bedoelende, dit help vir bosluise en inwendige wurms, wat 'n groot bonus is teenoor die vir die honde. Maar ons weet ook dat die katte nie altyd so gelukkig is wanneer dit moet gebeur nie. Ek praat vanuit my eie ondervinding, maar dit is 'n storie vir 'n ander dag. Goed, dan moet 'n mens natuurlik ook kyk na iets soos bosluiskoors. Jy weet, ons weet dat dit die nagevolg kan wees. So, wat behels die simptome en wanneer moet ek my troeteldier veearts toe vat? So bosluiskoors word veroorsaak deur 'n parasiet, dis 'n protozoa parasiet van die genus Babesia. So basies enige gasheer wat die bosluis byt, so in die geval ons troeteldiere, dra die bosluis nou die parasiet oor aan die troeteldier. Die parasiet gaan dan in die bloedstroom in en hy repliseer binne in die rooi bloedselle. Wat dan nou maar net beteken, elke keer as hy repliseer, gaan die rooi bloedsel waarin hy was dood. Dit lei dan ten einde tot bloedarmoede in ons troeteldiere. So die simptome waarna jy kyk is bleek of geel slijmvliese, geswelde limfkliere, lusteloosheid en swakheid. Hulle hou ook op eet en sommige diere kan naar word en opgooi. Ek sal enige troeteldier eienaar aanraai as hulle een van hierdie simptome sien in hulle troeteldier om so vinnig as moontlik by 'n veearts uit te kom. Wat behels die behandeling in die hospitaal en hoe suksesvol sou jy sê is die behandeling? So as 'n hondjie in 'n konsultasie aankom met een van hierdie kliniese simptome, bevestig ons altyd die diagnose met 'n bloedsmeer. Nadat ons die diagnose bevestig het, neem ons gewoonlik die hondjies op in die hospitaal. Ons sit hulle dan op 'n drip. En die groot voordeel van die hondjies wat op 'n drip is dat ons binneaardse medikasie kan gee, wat vinniger werk as medikasie wat jy in pilvorm gee. Sodra hulle op 'n drip geplaas is, gee ons 'n medikasie wat dan hierdie protozoa parasiete fisies doodmaak. Ons gee dan ook 'n heelwat ondersteunende behandeling in die vorm van kortison om die koors te breek. Dan gee ons ook vir hulle naarmedikasie om te help met die naarheid. En ons sit hulle op 'n 21-dag kursus doxycycline. Soos ek genoem het, veroorsaak bosluiskoors bloedarmoede. So dis baie belangrik om tydens hulle hospitalisasie gereeld die rooi bloedseltelling te meet. Hierdie hondjies kan vinnig bloedarm raak en dit kan lewensgevaarlik wees as hulle te bloedarm raak. Ons het 'n afsnypunt hierso in die hospitaal waar as hulle daal verby daardie afsnypunt, dat ons maar eerder vir hulle 'n bloedoortapping gee. Ons het hier by Olympus 'n bloedbank. Ons het altyd bloed beskikbaar wat ons dan vir die hondjies of die katjies kan toedien. Veral in noodgevalle is dit 'n groot bonus hierso by ons. Die prognose vir bosluiskoors is baie goed as ons hulle opneem hierso, mits dit nou nie nodig is vir 'n bloedoortapping. As ons 'n bloedoortapping gee, is die prognose, soos ons in Engels sou sê, bietjie meer guarded.
Gewoonlik na 'n paar dae hier by ons stap hulle met 'n hulpel en hulle stap hier by die hospitaal uit. Dr Pieter, baie dankie. Dis 'n groot plesier, dit was lekker om julle hier te hê. Nou maar daar het jy dit. Alles wat jy moet weet oor bosluisbeheer en bosluiskoors. Ons loer volgende keer weer hierin.